Die eerste moord, geskryf deur Stefans Coetzee, voorgeles deur Karen Loots. Roos smy die moordfoto's voor Brigadier Buys neer. Dis nie hoe ons is nie, hulle is te veel gesteek. Buys skrap sy pyp met 'n knipmes skoon, kap het teen sy skoensool, gooi die inhoud in die leë koffieblik wat as Roos se asblik dien, seker om te kyk wat is alles binne-in. Buite die gebruikte kondoom waar hy gaan wonder is alles kosher. Niks wat Roos se paroolvoorwaardes en gedrang kan plaas nie. Dalk gaan hy ook die hoeveelheid benadepapiere bevraagteken, maar te hel met Buys. Weet hy hoeveel spanning dit op 'n mens plaas as jy al die klanke, kleure en reuke na soveel jare gelyktydig moet inneem? Ek het geweet jy gaan dit sê. Julle beskerm ons mekaar. Roos se wangspiere spring. Hoekom is jy hier? Jy weet mos ek was met die eerste moord nog in die tronk, sersant. Roos weet Buys verstaan hoekom hy hom as sersant aangespreek het. Nes die bewaarders die gevangenes in die tronk verkleineer het deur hulle meisies te noem. Buys se kop hang vooroor, sy rug krom, 'n aasvoël wat 'n tafelgebed oor die karkas uitspreek. Hy suig aan sy pyp, vryf sy wenkbroue met sy duimnaal. Die 3 steke lyk vars, sy oog is opgeswel, sy lip ook. Hardhandige ondervraging. Volgens bandietradio drink Buys nie, so dit is beslis nie 'n kroeggeveg nie. Dalk weiering van arrestasie. Buys se stem is so sag, roe leun vorentoe, draai sy kop effens na links, knyp sy oë toe. 7 bewaarders dood en ek het niks. Dit is 'n magspel om Roe in te breek. Om hom in te span om die polisie te help. Moorde oplos. Hel, maar Buys is uitgeslape. Wie beter as 'n gewoontemisdadiger om 'n moordenaar vas te trek? Maar hoe weet Buys van sy gehoorprobleem? Hy het dit nog nooit met iemand gedeel nie. Nie eens met die 3 perfekte beesaster wie gisterand sy bed gedeel het nie. Het Buys sy hospitaalrekords opgespoor. Gesien wat sy pa alles aan hom gedoen het. Geen wonder die media het hom bloedhond Buys gedoop nie. Roe loop na die wasbak, spoel 'n beker uit, skakel die ketel aan. Ek drink nie suiker nie. Ook nie yskasmelk nie. Maar kan ek vir jou dop maak? Ja, asseblief, met 'n halwe teelepel koffie. My queen hou my op groente en slaai gesond. Roe wag by die ketel. Afstand gaan Buys dwing om harder te praat. Jy was besig om te sê, sersant? Weet jy hoeveel bandiete het in die laaste 5 jaar parool gekry? Waar begin ek? Om tyd te wen, maak Roe eers hulle koffie. Hy kan reeks moordenaars, verkragters en pedofiele van die straat af kry en sommer van sy opposisie ontslaa raak. Ek het ook met die eerste moord gedink, dis een van ons. Besige winkelsentrum in die rug doodgesteek. Amper soos die tronkgange. Stoom wasem Buys se bril toe. Hy vryf dit met sy sakdoek skoon. Asook die koffiering op die tafel. Wat het jou anders laat dink? Hoekom is al jou gordyne toe? Ek dog jy sou tuis voel. Jou herinner aan die klere wat bandiete voor die tralies hang. Buys se mond vertrek. Julle het nie die klere daar gehang net en dit kan droog word nie, né? Klere voor tralies het dieselfde funksie as gordyne. My kaal woonstel sê ek's of 'n baarvlieg wat by die poncho bank of pas uit op parool. Hy maak die beker met 'n paar tee leeg. Die tweede moord, ek sou dalk oorweeg om ons veiligheidshoof buite uit te haal. Onthou jy die Jali-kommissie? Seuns is uit die juvie ingesmokkel as seksslawe vir die harde baarde. Ek was een van die seuns. Sy greep klem om die beker. Ja, vir hom sou ek lem. Maar 2. Dit dui op 'n reeks moordenaar en jy weet, ek's 'n gewoontemisdadiger. Waar sou jy hom steek? Blou draad in die niere, een skoot. Die bloed? Hy bloei binne dood. Praat jy uit ondervinding? Jy sou nie hier gesit het as ek krimmies geskryf het nie. 'n Ex-bandiet kon hulle natuurlik 'n klomp keer gesteek het, sodat iemand soos jy ons platpote kan oortuig om elders te gaan soek.
Roes trek oor die tafel. Krap deur die foto's, trek een nader. Hy draai dit sodat Buys kan sien. Kyk, hoe hoog is hierdie merk. Die ou wat hom gesteek het, is lank. Buys sak terug in sy stoel, kop agteroor. Sy amper onhoorbare geswets vir die skepper sou die tronkkapelaan se bloeddruk in die hoogte ingejaag het. En jy ken my ouens. Malan stoot nog tyd, Kriek is 'n kort gat, en Pumba lyk soos 'n McDonald's burger. Gaan skraap 'n ander kroeg. Buys lê sy beker onderste bo in die wasbak. Sy kop draai nie, maar hoe weet, sy oë mis niks nie. Laat hy rondkyk. Na 19 jaar in die tronk steek Roe alles uit gewoonte weg, selfs sy broodmes. In die vensterbank langs die wasbak staan 'n draagbare radio, aan op RSG. Die antenna rank met 'n stuk elektriese draad by die venster uit. Soos in die tronk. Weerskante pronk avokadopeerpitte en glasbottels met water. 'n Skerp ontsmettingsmiddel hang in die lug. Ek het die kat se pipieboks gewas, sê Roe, asof hy Buys se gedagtes kan lees. Is ek jou enigste verdagte? Buys rus met sy boude teen die wasbak. Kruis sy arms, staar by die venster uit. Ken jy vir Johnny Kane? Die bewaarder wat die 2 bewaarders gepop en ons snoepiegeld gesteel het. Is hy al uit? Ek tog uit live gekry. Hy's uit, op parool, 2 weke voor die eerste moord. 'n Vragmotor wissel ratte, brul. Kleintyd het Roe gedroom om vragmotors te bestuur, sodat hy die wêreld kon sien. En eers, soos in Sylvester Stallone se film Over the Top, arm te druk. Toe toer hy net deur die land se tronke, 13 in 6 provinsies. Kane het in die tronk agter die Bybel geskuil. Hoekom sal hy nou ewe skielik sterk gevreed wil wees? Soek iemand anders. Buys stoot homself weg van die wasbak, stap nader, vinnige tree. Hy stoot die foto's terug, tik met sy wysvinger daarop. Morsekode vir praat met my. Stefan Nel, wat eerste gesteek was, het destyds in die beheerkamer gewerk en die polisie gebel nadat Kane die tweede doodgeskiet het. 'n Gemmerkat wurm homself deur die kombuisvenster, trippel nader en skuur homself teen Roe. Roe tel hom op die tafel, krap sy oor. Dis amper nuus, ek moet gaan. Buys haal sy selfoon uit sy sak, swet binnesmonds. Jep, sonder twyfel die skepper se naam. Die blerrie ding is alweer pap. Kan ek adres op jou foon soek? Roe stoot sy selfoon oor die tafel, staan op, gooi kos in die kat se bak. Hy hurk om die wasgoedpennetjie waarmee hy die kossak toehou af te haal. Voordat Roe die selfoon in sy sak druk, klik hy op die 3 vertikale streepies. Die 2 vensters wys dat Buys na sy WhatsApp boodskappe en geskiedenis op Google Maps gekyk het. Hoekom dink almal bandiete is dom? Wat het die bewaarders in gemeen? Sy stemtoon verraai nie Roe se irritasie nie. Buiten vir Stefan het 5 bewaarders in buitespanne gewerk, almal in 1993. Die 7de oorledene was die Ster se tronkhoof in 1993. Het lyk my jy soek eintlik na 2 moordenaars. Dalk het Kane tog op Stefan wraak geneem. Hy's lank genoeg vir daardie hoë skoot. Buys knik. Jy sal vanaand op die nuus hoor Kane is vanoggend gearresteer vir paroolbreuk en 'n klagte van moord. Maar jy sou nie vir Kane geskraap het as jy nie reeds weet wie die reeksmoordenaar is nie. Buys glimlag triomfantlik. Nou waarvoor dink jy is ek hier? Ek het in 1993 my straf in die Ster begin. Maar die ou heks hieronder het reeds vir jou gesê ek's elke dag tuis. Meesal saam met vroulike geselskap wat soms oorslaap. Roesig. Gaan na netwerk 24 op sy selfoon. Hy maak die voorblad berig oop. Draai die selfoon na Buys. Jy soek na die tronkhoof se seun, Jacques. Buys knik. Jy sal op vanaand se nuus ook hoor dat Hendrik Strydom gedurende 93 in die buitespanne gewerk het. 5 van die oorledenes was daardie dag aan diens, toe hy Jacques verkrag het. Strydom is egter in die tronk dood. Toe besluit Jacques om op die bewaarders wraak te neem. Buys skud sy kop asof hy ai wil sê.
Daar was baie publisiteit rondom die tronk waar hy uit Madiba geloop het. Dit was die hoof se goue kaart parlement toe en hy wou nie die kollig op die voorval plaas nie. Toe hoor dit hy Jacques om die saak op te los. As jy dit alles weet, hoekom is jy hier? Bysloop om die tafel. Tel sy pyp op. Toe ek die saak nie kon oplos nie, het ek afluisterapparate in jou woonstel versteek. Hy skop na die asblik asof hy die kondoom wil wegskop. Die dame wat gisterand oorgeslaap het, ek het 'n ooreenkoms met haar aangegaan. Sy por jou oor die saak om te kyk hoe slim jy is en ek vergeet van die nagtelike stappies. Voordat sy vanoggend huis toe is die 2 mans al vasgetrek. Dankie, maar ek sal veel eerder met jou wil werk as deur haar.